Hartlik welkom aan al my subscribers. Julle vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek peanut butter beskuitjies. Dit is so vinnig en maklik en heerlik om te maak buiten die uitdroogproses. Dis wat die langste vat. So eers van alles het ek my pannetjie gesmeer met margarien, koekmeel gesprinkel en die oortolliges uitgeskit. En in hierdie pan julle rys hy altyd gelyk. Nie die een kant hoog en die ander kant plat nie. Ek is mal oor hierdie pan. En vir hierdie panne vra hulle al oor die R400, maar dit is absoluut die moeite werd. So eers van alles benodig ons 8 koppies koekmeel. En moenie probeer die koekmeel indruk in jou koppie in nie. En die laaste een, koppie nommer 8. En nou gaan ons net by dit meng 250 gram. Julle ken my al teen die tyd, Rama. Ek het hierdie keer gesien, dis goedkoper by Checkers om 2 1 kg houers te koop julle, want dan werk dit jou R120 uit in plaas van waar jy R36,99 betaal net vir 500 gram. So hierdie opsie julle kos goedkoper. En nou gaan ek hierdie net invryf met my vingerpuntjies voor dit soos broodkrummeltjies lyk. Hoe sal hulle sê as jy die kleintjies leer? Kielie, kielie, kielie. En so lekker as hierdie botter so krama so koud is julle. Koele mense afhaal as dit so warm is. So ek begin ook later te bak, dat ek hierdie teen 8 uur kan insit en môreoggend 6 uur dan haal ek dit uit. Want as ek hierdie dag bak, dan kry ek en my man te warm. En as jy dit in die aand bak, terwyl jy lê en slaap, dan ruik jy die beskuit bak in daai oond en dan begin jou maag sommer net te grom. So ek gaan gou my handjies was. En dan voeg ek by 1 teelepeltjie sout, 8 teelepeltjies bakpoeier en dan 1 koppie peanut butter. Julle, ons love yum yum. Ek het my koppie ook gespuit met kosproei en dan kom hy ook makliker uit die koppie. En mooi leeg skoon. En peanut butter ruik altyd so lekker. En soos ons dogter sal sê, sy's 'n peanut butter liefhebber. Ek wil nie die ander woord sê wat sy gewoonlik weg sê nie. So nou gaan ons net hierdie weer invryf in die koekmeel. En dan voeg ons 1 koppie suiker by. Nou gaan ek dit net gou weer deurmeng en dan gaan ons begin met die nat bestanddele. So ek gaan net gou eers weer my handjies was. So vir die nat bestanddele is dit 2 groot eiers, 'n 500 ml karmelk, of jy kan jou eie maak. Ek kom myne ook altyd onderste bo, julle, want daar bly altyd nog oor in die binnekant. So ek los hom maar net so rukkie onderste bo. En dan gaan ons hierdie net deurklits met 'n draadklitser. En dan voeg ons die res van die karmelk by. Sien julle, daar kom nog baie uit. Nou is hy leeg. En dan gaan ons hierdie net voeg by die droë bestanddele. Jy kan 'n spatula ook gebruik of jy kan jou skoon handjies gebruik en sorg dat jy hom heeltemal leeg maak. En dan gaan ons hierdie net goed deurmeng. En dit ruik ongelooflik lekker.
So julle, ek meng myne met een hand. Dit is omtrent 'n workout. Dit neem maar 'n rukkie want baie van die koekmeel sit daar in die onderkant. So myne het ek nou goed deurgemeng. En nou gaan ek eers gou weer my handjies was. So daar is hy nog gereed julle. Nou kan jy net oorskep binne in jou voorbereide pan. Maar wat ek doen, ek het laasweek soveel peanut butter koekies gebak vir ons dogter. En peanut butter chocolate chip koekies, maar sy laaf dit ook soveel meer in die beskuit. So ek sit dan net 'n koppie chocolate chips by. Julle, dit maak dit soveel lekkerder. Chocolate chips is maar 'n bietjie duur. So wat jy kan doen is as jy nie het nie, kan jy een klein slab in klein blokkies sny en jy kan dit net byvoeg. Julle, ek sal die hele dag in hierdie deeg snif. Dit ruik so lekker. So met die chocolate chips wat ek by het, gaan hy bietjie langer vat om uit te droog. Maar dit is absoluut die moeite werd om te wag. Dan gaan ek hierdie net gelyk maak ook met my eindjies. So ek gebruik sommer ook net die spatula om al die deegies mooi uit te skrap. So ek het net gou weer my handjies gewas. En die ander manier is jy kan bolletjies rol en jy kan dit langs mekaar pak en dan kan jy dit bak. So ek het my oond klaar op 180 grade. So hy neem so 45 minute tot 'n uur lank of jy bak hom tot hy lekker bruin is in die onderkant of tot jou tandestokkies skoon uitkom. So ek probeer hom maar net gou gelyk versprei. En nou is hy gereed vir die oond. So ek kom nou net uit die oond uit 45 minute gebak en dan het ek hom net so vir 5 minute bo gegril. So nou gaan ek net wag dat hy heeltemal afkoel en dan gaan ek hom uitkeer, verder afkoel op die afkoelrakkie. So die beskuit het nou lekker afgekoel en nou gaan ons hom net sny. So julle, wat ek doen nadat hy afgekoel het, laat ek hom ten minste vir 5 ure staan want hierdie beskuit is ook ongelooflik sag. Dan sny ek hom en dan gaan ek hom nou in die oond uitdroog. My oond is nie eers op 70 grade nie. So jy moet sorg dat jou element nie rooi word nie, want anders te brand jy hierdie beskuit. So ek sit myne 8 uur in die aand en dan die volgende oggend julle 6 uur dan voel ek of hy heeltemal uitgedroog het. As hy nie het nie, dan sit ek hom maar net nog verder in tot hy heeltemal uitgedroog het. So ek was vanoggend 12:30 in hierdie kombuis. Julle, soos jy nader loop, dan ruik jy hierdie peanut butter. Dit ruik ongelooflik lekker. So ek en my man gaan hierdie beskuitjies nou geniet saam met 'n lekker koppie koffie. So probeer dit gerus en geniet hom soos ons.